Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by hierdie uitsending. U het nou so vinnig 'n video gesien van vele wat u sekerlik al hierdie week gesien het, so op die sosiale media, van die plundering en die aggressie in die Vrystaat by name Bloemfontein, waar hierdie video afgespeel het, in Johannesburg, in Noordwes, in Natal, veral Durban, en elders, kleiner optogte, en ek wil dit amper vergelyk met soos die afgelope reëns wat ons gesien het, hoe water by plekke oor die walle gegaan het en oorstromings was, ander plekke die riviere sterk loop, dreig om oor die walle te gaan, en dis nou presies wat ons hier sien, en dit is ook die waters wat ek dink Noag of die Bybel na verwys as hy sê, julle sal deur waters oorstroom word. Ons weet mos die reënboog is gegeesteken, het sal nie weer 'n vloed wees soos wat in Noag se tyd was nie, die sonvloed nie, maar nasies sal oorstroom. En ja, kom ons gaan nie in daai tipe detail in nie. Ons sien nou hoe die getalle besig is om te bou, kykers en luisteraars. Is daar rede vir paniek? Nee. Dit is glad nie nodig om paniekerig te raak nie, maar wel nodig om vir oulaas na u voorbereiding, die laars van u waaientjies, is hulle gepak, is dit gereed, hoe vinnig kan u pak, hoe vinnig kan u ontruim, sou dit nodig raak, wat ek nie voorsien in die nabye, ek praat nie van insidente en sporadies, plekke wat in gevaar kan kom nie, uit die aard van die saak, moenie daar wees waar hierdie geweld, hierdie optogte plaasvind nie, vermy dit absoluut, dit moet u verseker doen, moenie roekeloos wees nie, jy sal en kan baie seer kry, en selfs jou lewe verloor, so moenie daar wees om half tartend en tergend voor te kom en oor te kom nie, uit die aard van die saak, maar rede vir paniek, rede vir 'n situasie waar daar 'n ontruiming nodig sal wees, veral op 'n groter basis, op 'n groter vlak, nee, dit is nog nie daar nie, dis die begin daarvan, dis die begin en die eskalasie sal nou plaasvind, en die momentum sal bly bou, en ek het vir julle in 'n vorige video al gesê, voordat ons aan die beurt kom, en as ek sê ons kykers en luisteraars, dan kan ons nou al, ek sal vinnig vir u 'n video speel, kom ek speel gou 'n video vir u. Settlers. That time we've been waiting for has arrived. Everybody must go home now. And I think you should know that it is time that you are required to be home in your ancestral land. Western Europe, in the Caucasian Mountains. That's where you come from. Ek het nou vinnige video gespeel, ek sal nog vir u 'n foto ook plaas, waar hierdie gerugte nou, ons weet al lank, word ons beskou en beskuldig as kolonialiste, as diewe wat grond gesteel het, en as settlers, so al hierdie etikette wat baie mooi aansluit by Dr. Gregory Stanton, hulle se fases van volksmoord, World Genocide Watch, waarvan dit maar net een van die finale fases is, om jou te etiketeer, sekere name te gee vir 'n sekere groep, wat dan uit die aard van die saak die teikengroep is. Maar ek het in die verlede vir u in video's al gesê, dat daar moet sterk momentum gebou wees, wanneer daar na ons toe gedraai word, dis profeties, daar sal iets gebeur, hulle sal na ons toe draai, dis Bybels profeties, dit wat hier afspeel, is presies wat ons in Joël 2 lees, ek gee nie meer om wat mense se slim stories is nie, Jesaja 3 sê baie duidelik, dat daar van die slimmes niks sal oorbly nie. Die woord sê dit, Sefanja 3, wat vir Suid-Afrika geskryf is, waar hy sê, in die Engelse New King James praat hy van, ander kant die riviere van Ethiopië, nou dis die Nyl, ander kant hom is Suider-Afrika, dis nie 'n moeilike een nie, ons is die eerste en enigste tot vandag toe, gemeente, wat hier geplant is, van die Christelike geloof, so dis nie moeilik om te sien, dat daar met Suid-Afrika gepraat word nie, en hy sê, dit is na alles, wanneer God, want hy gaan ons herstel, maar hy gaan die oorblyfsel herstel, nie die spotters nie, nie die slimmes nie, hoekom sê ek dit? Dis nie my opinie nie, dis die profesie van Sefanja, op my heilige berg, dit beteken God se koninkryk is herstel, heilige berg is sy koninkryk, hy is herstel, sal na al hierdie, sal daar geen hoogmoedige, om hoogmoedige dra, op my heilige berg nie, so daar sal nie slim mense, en hoogmoedige, en arrogante, en eiewyse mense oorbly, na wat nou kom nie. Maar ek sê weer vir u,
Is nie nou al nodig om paniekerig te raak nie, glad nie. Ek sê nie dat dit ooit nodig gaan wees nie. Want 'n mens wat sy geloof en sy saak met die Skepper reg en in plek is, behoort nie paniekerig te raak nie. Want jy weet waarheen jy gaan. Lewe op aarde of nie lewe nie. So dit pla nie. Maar in terme van die mense wat meer wêrelds hierna kyk, daar is nog nie rede vir kommer nie. Hierdie sal 'n momentum kry. U sal later net soos u gewoond geraak het aan dorpe wat afgesper word, paaie wat toegemaak word, Pretoria wat 'n tyd gelede, hele paar jare gelede, weet u almal die oggend afgesper was tot omtrent 11:00 die dag. Dit alles gewoond geraak. Brandstof wat tekort raak, ons het alles gewoond geraak. So sal u hierdie ook gewoond raak. U sal later sien, ja, daar's nou maar weer xenofobie daar, maar dit gaan eskaleer. En die momentum gaan stelselmatig bou. En tot die Vader hierdie mag, hierdie is die begin van die mag, afkomstig vanuit die noorde na Suider-Afrika, net so het hulle ook afgekom hier by Mosambiek, Zimbabwe en Suid-Afrika in, afkomstig van die noorde, wat op dakke, ons kan vir u 'n video speel terwyl ek praat van dakke, wat op dakke, klim sê, Joel 2 vir ons, hierdie getalle, wat in gelid is, wat groot in getalle sê Joel 2, wat op dakke klim, kom ons speel die video van op dakke klim, jy het dit gesien op die video's, jy gaan dit nog baie sien, wat deur vensters kruip, elkeen sy eie rigting hardloop, sonder om oor mekaar te val. Ja, hoe meer, waar gaan jy hierdie beskrywing inpas, by enige ander land in die wêreld? Hy pas perfek, want dis die mag afkomstig van die noorde, daai van die noorde af, pas nie in by ander elderse lande, wat aanspraak maak op sekere Bybelse beginsels, noem dit wat jy wil, as beter woorde om dit te beskryf, maar kom ons bly by die eenvoudiges. So om 'n lang storie kort te maak, ons sien, hoekom sê ek dit gaan na ons toe kom? Behalwe dat die Bybelse profete dit vir my sê, behalwe dat Siener dit en Johanna Brand en hulle almal dit vir my sê, wat maar net aansluit by die Bybel, behalwe dit alles. En ek gee nie meer om vir die spotters en die mense wat 'n grap en ligsinnig hieroor is nie, want ek weet wat die woord ook sê, met u gaan gebeur. Dit weet ek ook. En dit gaan ons ook sien, en het ek 'n baat daarin? Nee. Ek is hartseer daaroor, dat mense so arrogant en eiewys en hoogmoedig, en nie vrees vir die woord van God nie. Ons het hierdie afgelope week 2 keer gelees, waar die Vader sê, jy moet bewe vir sy woord. Ja, kykers en luisteraars, hoekom sê ek dit gaan na ons toe kom, behalwe die profesie? Kom ons los die profesie nou uit. Kom ons los dit nou uit. Ons sien klaar. So ek sal 'n foto plaas waar hulle ook gerugte begin uiter van Kali Kriel, Ernst Roots, Rob Hiersof, byvoorbeeld, ek sal vir die foto wys. So dit is waarheen dit bou. Dis nou die stene, die finale stene van hierdie revolusie, wat gemik en gaan eindig teen ons. Dit is so eenvoudig as wat dit is. Dis Bybels korrek, Bybelse profesie, moderne profete, wat maar net daarby aansluit, en wat ons reg voor ons oë sien, en hoor. Hulle begin klaar die gerugte. Hoeveel keer het jy al gehoor jy is 'n settler? Hoeveel keer het jy al gehoor jy het hulle grond gesteel? Hoeveel keer het jy al gehoor, dit is u skuld, dat die ekonomie is in white's hands? Hoeveel keer? Hoeveel keer wil jy dit nog hoor? Om te besef en te verstaan, dat dis van die laaste fases van volksmoord, wat toegepas, maar die momentum moet eers behoorlik wees. Die masjien moet behoorlik geolie wees. Hy moet ingeloop wees. En jy weet, as jy in die verlede of nou nog as jy motor engine oordoen, dan weet jy almal, jy moet eers so stadig moet hom ry, eers so lank sodat die masjien inloop. En dan kan jy maar ry, dan kan jy maar vinnig ry. Nou hierdie is dieselfde, ek wil dit vergelyk daarmee. Hierdie masjien is nou aangeskakel. Hy's oorgedoen. Nou moet hy inloop, momentum kry. En wanneer hy ingeloop is, dan sal hy na die settlers, na die kolonialiste, na die diewe van die grond, na die diewe van die ekonomie, as het ware, waarvan ons almal alles van beskuldig word, gedraai word. Maar kyk as luisteraars, vir nou, wees rustig, wees kalm, daar's nie rede vir paniek nie, die momentum is nog nie genoeg en reg en gereed om na volgende fases te gaan nie. Hierdie is 'n fase in 'n masjien wat aangeskakel is. Verseker, vermy die gevaarlike plekke, vermy waar hierdie is,
U gaan al meer gereeld moet tussen hierdie gevare deur beweeg, op pad werk toe, op pad op vakansie, of wat ook al, op pad om te gaan kuier by geliefdes van u, hoe dit ook al sy. En ek wil vir u sê, is nie tyd nou vir paniek nie, is tyd om jou voorbereiding gereed, afgehandel, in plek, vinnig kan laai, vinnig kan beweeg, alles in plek te kry. Aan te sluit sodat jy deel is van 'n groep. Individueel gaan jy probleme optel. Dit gaan vir jou niks beteken nie. Want jy gaan jou vasloop teen klein bendes, gaan jou skade aandoen. Groot skade. Gaan lees Joël 2, dan sal u verstaan wat se skade. En natuurlik die moderne profete wat maar net daarby aansluit en 'n bietjie meer detail gee as Joël. Hoe dit ook al sy, sluit aan, sodat u deel is. En ek gaan dit vir die 1000ste keer sê, as jy nie R105 'n maand het nie, dan skakel een oproep, een foonoproep, R2-3 wat dit jou kos, en sê jy het nie R105 nie. En met liefde laat ons jou aansluit. Want dit gaan hier oor u wel en u wee. En u welstand is waaroor dit hier gaan. Oor u lewe is waaroor dit hier gaan. Wat definitief nie oor geld nie. Nog nooit gegaan. As u weet hoeveel boodskappe ons uitstuur per dag aan nie betaalde lede, sal die wat beskuldigings rig, sal rooi bloos. Glo my vry. Maar hoe dit ook al sê, skakel in, raak deel, kommunikeer met die provinsiale leier, kommunikeer met die groepering in u area en gebied. As daar nie sterk genoeg leiding of wat ook al is nie, gaan praat met u predikant, gaan praat met u pastoor, gaan praat met u skoolhoof en laat julle in 'n groepering begin beland. Dit gaan nie genoeg wees nie, maar minstens behoort daardie groepering dalk te help om, as u geskuil het by die naam van ons Skepper, wat sê Vanja sê, as ons saak voor die Vader lê, as ons hom ons verwagting maak, as ons hom ons vertroue maak, dan sal so 'n groepering dit maak, maar later gaan dit meer nasionaal raak, maar dit is nou soos die proses vorder en aangaan. Kykers en luisteraars, ek hoop hierdie video is vir u van waarde. U moet 'n pragtige week hê tot ons weer praat. Totsiens.